Goeienaand vir my, het was lekker om saam met julle te kuier en ek hoop julle is ready vir die woord vanaand, is julle ready? Ja, asseblief, amen, ja. Julle is meer as welkom saam met die preek vanaand, asseblief moet nie vir my kyk asof jy kwaad is vir my nie. Preek saam met my, en het gaan lekker wees, as jy wil stem saam, sê amen, trek jou langs jou, sê vir hom, luister, let op, hy praat met jou, amen. Compelled by compassion. What a reeks. Hierdie hele reeks is gebou natuurlik uit die boek van Korintiërs uit, maar die konsep van hierdie storie wat jy nou gesien het van die verlore seun en die pa wat hierdie twee seuns van hom het, die ouer broer en die jonger broer. Die parable is eintlik vertel deur Jesus om vir mense te verduidelik wie God is en hoe hy is. Want onthou nou die konteks is vir 1000 jare het mense nooit geweet wie God is nie. Hulle het natuurlik gedink, jy weet, hy's kwaad, hy's 'n God van judgment, which he is, maar mense het gedink hy's daarop uit om sonde te kom uitlig en mense te kom straf, en ons het hierdie groot vrees gewees rondom sonde. En so Jesus vertel obviously hierdie storie van die verlore seun om vir mense te probeer verduidelik wie God is en hoe hy is. En so probeer hy ons harte op so 'n plek te kry waar ons actually die Here kan ontvang vir sy goedheid en nie net om ontvang omdat ons bang is om hel toe te gaan nie of omdat ons bang is vir judgment nie. En natuurlik as jy beleef in hierdie hele storie en hierdie parable wat ons 'n bietjie later vanaand by gaan stil staan, dan kom jy agter, okay, maar God is eintlik baie goed. Hy's eintlik baie beter as wat ons gedink het. Ons is vergewe van baie af. En die verwagting is natuurlik dat wanneer jy weet hoe goed God is vir jou, en wanneer jy weet hoeveel grace and mercy die Here het teenoor jou, gaan jy natuurlik dieselfde grace and mercy wys na ander mense toe. As jy weet hoe compassionate God is teenoor jou, dan gaan jy natuurlik wil compassionate wees teenoor ander mense. Jy gaan wil hê dit moet goed gaan met ander mense, right? Jy gaan wil hê dit moet mense moet suksesvol wees. Dit moet vir jou lekker wees wanneer die mense rondom jou goed doen in lewe. Wanneer daar promotions gebeur en jy sien hoe jou vriende groei van die een plek na die volgende plek, trou en kinders kry en besighede bou. Dis veronderstel om vir jou lekker te wees om dit te sien. Maar nou in hierdie kerk wat Paulus aanspreek, waar ons uit hierdie reeks bou, die kerk is in Korinte, en nou sien Paulus, hierdie was 'n vurige kerk gewees, dit was 'n kerk waar hulle baie in tale gebid het, en die gawes van die Heilige Gees het geloop, left, right en center, en natuurlik van buite af het dit gelyk soos 'n predikale kerk. Ons het vroeër ook hierdie jaar na dit gemention. Maar Paulus kyk nou hierdie kerk en hy sien toe maar hierdie ouens lack twee goed. Eerste ding is hulle lack volwassenheid en die tweede ding is hulle lack compassion. Hulle is nie lief vir mekaar nie, hulle het nie compassion teenoor mekaar nie. Dis asof hierdie stuk jaloesie en kompetisie is teenoor mekaar die hele tyd. Wie's beter, wie sterker, wie funksioneer meer in gawes en nou wat begin gebeur is alles wat God vir die kerk gegee het, hou hulle nou vir hulle self. Al die talente, die resources, die blessings, hou hulle nou vir hulle self. En nou kom jy op 'n punt waar jy concerned is oor mense wat sukkel, maar ek doen nie iets daar nie. Want as ek jou help, dan gaan jy beter afwees as ek, en dan gaan ek slegter lyk. So ek gaan jou nie help nie. Ek wil jou bless, ek wil vir jou iets gee, maar dan gaan jy kry wat ek graag wil hê, en dan, dis hoe ver hulle gegaan het. En so ons sê dat wanneer jy concerned is vir 'n situasie, dan sê ons ek het in Engels hier geskryf, you notice the need, you keep distance, but you calculate the resources. En dan vra jouself, het ek genoeg? Byvoorbeeld, jy sien iemand wat honger is. Jy sê, okay, ek besef die persoon is honger, maar het ek genoeg om te gee? Kom ek kyk gou. Sorry, nie genoeg nie. Sorry vir jou. My hongerslaap vanaand. Dis ek's concerned. Ek sien dit gaan swaar met my een vriend daar. Ja, ek moet seker vir hom bid, maar as ek nou my tyd net gaan uitcheck, hoe kom ek agter? Ek het nie baie tyd nie. Sorry man, ek hoop
dit gaan beter met jou. Ek hoop vir die beste. Right? Maar compassion is wanneer jy die need sien, byvoorbeeld jy sien die persoon is honger en dan vra jy die vraag, okay, Here, wat doen u met hierdie situasie en hoe deel ek en wat u klaar mee besig is binne in hierdie persoon se lewe? So what is God doing and how can we join him? Jesus was not intimidated by lack. He was focused on the Father's provision. So nou kom sien ons die scenario, ons sien klomp mense wat honger is, julle ken die storie van die visies en die brood, is dit 5 visies en 3 broodjies of 3 visies en 5 broodjies? Nie een nie. Check maar net of julle hulle sondagskool geslaag het. Daar was 'n mandjie en ons vis en brood in. Die Bybel sê, Jesus sien dat die mense is honger en hy sê, he was deeply compassionate. He was moved when he saw the people were hungry. Nou is daar natuurlik mense wat gevoed moet word, maar die mentaliteit is nie, sorry julle, ons het net soveel visse en soveel broodjies, julle mag honger slaap nie. Daar was hy, hier is 'n need, ons moet iets hier aan doen, wat gaan ons doen? En natuurlik, Jesus weet, hy submit homself onder die Vader, en hy weet, daar's baie provision, wat kom van die Vader af, en hy vat dit wat nou in sy hande is, en hy tree actually op teenoor dit. Hy doen iets aan die situasie. En die hart van Paulus is, hoekom hy hierdie brief skryf vir hierdie mense, is kan julle asseblief net iets doen aan die need in die mense, kan julle asseblief compassion wys teenoor mekaar, kan julle ophou selfsugtig wees, kan julle ophou so self-orientated wees, kan julle ophou so julle self glorify die hele tyd en bietjie sterf van julle self en dat die mense rondom julle kyk, dan is julle 'n ware kerk, dan is julle 'n proper kerk. So nou gaan hy later in 1 Korintiërs hier in die einde 12, 13, 14, dan help hy hulle net gaan verstaan hoekom ook hulle die gawes van die Heilige Gees het. Hy sê die gawes van die Heilige Gees is nie daar sodat jy kan great lyk nie. Die gawes van die Heilige Gees is sodat die mense rondom jou bedien kan word. So die Here gee nie vir jou gawes vir jou nie, hy gee vir jou gawes vir die mense rondom jou. En hy help hulle om te verstaan hoe om verby hulle self te lewe. Don't just be concerned, be compassionate. En dan gaan hy in die tweede brief, so daar's 2 briewe wat hy geskryf het vir Korintiërs, 1 Korintiërs en dan 2 Korintiërs. En dan 2 Korintiërs begin hy om hulle te herinner aan hoe God voel oor jou. En omdat jy weet hoe God voel oor jou, wil ek jy met dieselfde manier ander mense hanteer, of op dieselfde manier ander mense hanteer. So hy begin hier so in 2 Korintiërs 1 vers 3. And so praise be to God, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Dan herinner hy hulle aan wie God is. Hy sê, the Father of compassion. He is a loving Father. He is a compassionate Father. Therefore, you should also be compassionate and loving. And the God of all comfort. He's the God who comforts. En wanneer mense deur moeilike tye gaan, dan as hulle treur, dan treur ons saam. Die Bybel sê selfs dat wanneer mense deur moeilike tye gaan, dan gaan ons saam deur moeilike tye. As een deel van die liggaam suffer, dan suffer die hele liggaam. Ek kyk nie net na my mense rondom my in hierdie kerk en dink, shame, dit moet seker taaf wees om jy te wees. Of, yes, ek is bly, ek is nie jy nie. Sjap, tot jy daardeur gaan. Dan wens jy, mense het compassion gehad teenoor jou. Moenie vir my antwoorde gee nie, ek soek nie oplossings nie, ek het nie hoekom vra nie, wees net by my. Want ons baie kere wat jy deur tye gaan, jy is gediagnoseer met 'n siekte of iets gebeur of whatever en ons weet nie hoekom dit is nie. Daar's nie 'n antwoord oor dit nie, maar al wat jy nodig het is just be with me. Ek praat met 'n vrou eergister. Sy het breinkanker. Sy het haar werk verloor as gevolg van dit. En sy stuur vir my 'n WhatsApp en sy sê net, Peer, ek verstaan nie
hoekom die Here hierdie laat gebeur nie. Ek verstaan nie hoekom hy dit nie net wegvat nie. Nou, wat is, sorry, ek verstaan ook nie, sorry. Maar toe ek 'n WhatsApp kry, toe pla dit my. En ek dink daaraan, en ek in die aand, as ek gaan lê in die bed, dan dink ek aan hierdie vrou, en in die oggend dink ek aan hom, en my hart gaan uitval, want wat as dit my vrou was? Of wat as dit my dogter was? Dit pla my. Ek staan op en ek gaan bid vir haar. En ja, ek het nie vir haar nou die antwoord nie. Ek kan nie vir haar sê hoekom dit daar is nie. Ek kan nie vir haar sê hoekom sy nou hierdie kanker in haar brein het nie. Maar omdat ek nie die antwoord het nie, beteken dit nie ek gaan nou net terug staan en niks doen en sê sorry nie. Ek gaan aanhou bid. En ek gaan aanhou genesing spreek oor haar en ek gaan aanhou lewe spreek oor haar en ek gaan haar aanhou bemoedig. Want ek weet, as ek in haar skoene was, sou ek graag wil gehad het iemand met dieselfde doen vir my. Amen? Sit jouself net in ander mense se skoene. He's the God of comfort. Ons moet leer om net mense te comfort ook. He comforts us in all our troubles. So that we can comfort those in any trouble with the comfort we have received ourselves from the Lord. Hierdie vertaling sê with the comfort we ourselves receive from God. So come on man, jy het compassion ontvang teenoor God. Wees op dieselfde manier compassionate teenoor ander mense. Dan kry jy mense wat sukkel met sonde. Jy kry mense wat addiction het. Ek weet nie, noem dit. En hoe baie mense in die kerk kyk na hierdie mense en dink, jy moet ophou met wat jy mee besig is, want jy, my boetiekie, jy speel met die vuur in die hel. Jy moet ophou. En ons weet natuurlik, dis die grootste ding van die wêreld, afsit van die kerk, ons is baie goed om te oordeel. Dis baie goed om te oordeel. En dieselfde frustrasie wat Paulus gehad het met hierdie kerk, wat nie compassion gehad het nie, dieselfde tipe frustrasie het Jesus gehad met die fariseërs, die skrifgeleerders, die pastore, die priesters, die dominees, wat ook hulle wou noem. Want hulle was so selfsugtig, hulle het geen compassion gehad oor hulle medemense nie. Hulle trap hierdie vrou vas, sy verneek op mans, 5 mans sommer op een slag. En al wat hulle kyk, sien is nou, sê dit is jou vuil, sleg vrou. Maar meanwhile, weet hulle nie, sy is eintlik gebroken en soek net na aanvaarding nie. Dat daar gedragspatrone skree uit, ek weet nie wie ek is nie, ek's alleen, ek het geen sekuriteit nie. En sy kry dit net by enige man wat dit vir haar offer. So as jy net concerned is oor mense wat dit goed gaan, kyk jy vas in die vlees, maar compassion, kyk verby die behavior en sien die hart raak. Iemand wat compassion in hulle harte dra is nie geïntimideer of afgesit deur behavioral patterns nie, hulle sien die reg deur. Sien is eintlik net 'n gebroke ou. So, nou in die storie van the compassionate father, Lukas 15 is waar ons hiervan lees. Nou praat Jesus, die konteks is, Jesus praat met klomp sondaars. Lukas 15 vers 1 begin so, hy is nou nie op die skerm nie, maar hy sê, the tax collectors and other notorious sinners. Notorious beteken die groot sondaars, die bulle wat goed sondig. Julle ken hulle hang uit by stoetbal. Die dans daar by stoetbal, maar as jy in die kerk kom, wil jy nie eers jou hande in die lug opsteek nie. Stoetbal gooi jy jou lyf, maar as jy hier kom, as jy bang vir die mense van jou dink. Come on. Ja. Wat het ek nou gesê? The notorious sinners. They often came and they listened. They listened to Jesus. Dis flippend mooi hierdie. Hulle wou luister na hom.
Hulle was aangetrokke na hom. Hier is ons heeltemal 'n ander prentjie van God. Hy sê dat hulle weggehardloop en dink, ag Jesus, hier kom hy nou al weg en ons nou al weer gooi met klippe. As hy gepraat het hulle gehang in sy lippe. Want alles wat hy gesê het was so aantreklik. Ons het hierdie liefde wat uitstraal uit hom uit. En omdat hierdie sondaars geluister het na Jesus toe, ons sê in vers 2, this made the Pharisees and the teachers of the religious law complain that Jesus associated himself with these sinful people. Slegs sit hy saam met daai notorious sinners. En Jesus weet wat hulle dink. En hy sê vir hulle, okay, kom ek vertel julle 'n storie. Daar was 'n man, 'n pa met 2 seuns. En hy vertel vir hulle die storie van die verlore seun. Hoofstuk 15 vers 11. A man had 2 sons. The younger son told his father, I want my share of your estate now, before you die. So his father agreed, divided his wealth between his sons. Vers 13. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. Stoetbal. Ek moet nou ophou. And there he wasted all his money in wild living. En vertaling sê, a partying lifestyle. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. Hoekom noem hy varke hierso? Obviously, hulle weet nou al in die tyd dat in die Joodse kultuur is 'n vark obviously 'n onrein dier, which it actually is, want hulle het geen drainage system binne in hulle nie, al hulle toxins hou hulle binne in hulle. So vir die wat varkvleis eet, hulle sê geniet hom, jy mag maar, jy's welkom. Maar die varkdier was geassociate met jy's redelik op 'n laag punt. Soos jy's pretty in jou kas in. Soos hulle verstaan die sincerity van sy storie hierso. Ja, okay, dis rof tussen die varke. Dis as jy word uitgeskop uit jou ma se huis uit en jy's op straat en jy het nêrens om te gaan nie en dis raak betrokke met donker goed. Vuil. Then dit escalate nog verder. Vers 16 sê, the young man became so hungry, that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. Selfs die kos van die vuil varklike dier het vir hom aantreklik gelyk. En nog steeds nie vir hom dit ook gegee nie. So, okay, Jesus, ons kry die prentjie. Hierdie ou was bad. En jy kan self gaan interpreteer wat mense mee sukkel vandag. Van hoe rof dit raak en hoe rof dinge kan wees. So vers 17. When he finally came to his senses, hy besef, okay, ek het aangejaag. He said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. Vers 18 say, I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me
on as a hired servant. And so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming, filled with love and compassion, not judgment and anger. He ran to his son, embraced him and kissed him. Ek wil hom gou daar pause. Toe die seun vir sy pa vra, gee vir my erfporsie en ek gaan skiet. Het sy pa hom gestop? Nee. Het sy pa vir hom les opgesê en sê, as jy hierdie, dan gaan dit en dit die gevolge wees. As jy dit en dat en die, dan gaan dit en hierdie gebeur. Hy het vir hom gegee wat hy wou gehad het, aan die woorde, hy het homself oorgegee, die pa het die seun oorgegee aan homself. En sê, gaan, doen wat jou hart begeer. En die pa se hart het hy geweet, hy gaan terugkom. Want is lekker hier en is rof op buite. Hy weet het net nie. Maar hy gaan hom toelaat om het te beleef vir homself. Ek gaan nie vir hom sê, moenie dit nie, moenie dat nie, gaan jy en beleef self. Go. Gaan proe. Jy gaan voel, is nie lekker nie. Gaan jy terugkom. En wanneer jy terugkom, is ek nog steeds hier. Het is crazy om te dink hoeveel grace die Here met my en jou het. Hoeveel keer het ons rug op die Here gedraai en ons het gaan dinge doen wat ons geweet het ons nie moes doen nie. Maar tog het die Here ons toegelaat om dit te gaan doen. Hy het nie engele gestuur om ons te stop en ketTINGS vas te maak en sê, jy sal nie in hierdie plek ingaan nie, jy sal nie. Hy het gesê, go. Gaan. Beleef dit. Die beautiful ding van die storie is wel dat terwyl die seun daar tussen die varke sit, is daar 'n stuk conviction, sy senses, sy geestelikheid praat met hom en sê, maar wat ek hiermee besig is nie goed nie. Waar jy word eers verblind deur die flashiness van hierdie wêreld, en jy word aangetrokke deur wat die wêreld vir jou aanbied, en dan kom jy binne in die wêreld, en dan sien jy vir jouself, dis nie wat ek gedink het dit is nie. Selfs Paulus sê, the devil and his demon gods, they disguise themselves as angels of light. Ons is aangetrokke tot sonde, en ons val daarvoor, en ons word gemanipuleer daarin, maar die beautiful ding van dit alles is in die middel van hierdie sondige lewe, kom hier jou agter, this is not good. En daai familie is 'n goeie ding. Hoor wat ek vir jou sê, wanneer jy besig is met sonde, en dit pla jou nie, is daar 'n issue. Maar wanneer jy besig is met sonde en dit sit nie reg in jou hart nie, is dit 'n teken dat jy is wel nog steeds 'n seun van God. Want die goddelikheid in jou clash. So ek wil nie meer hierdie doen nie. Ek kan nie, dis nie wie ek is nie. My gees kop teen hierdie. As iemand kom repent van sonde af, dan is dit 'n teken dat waarmee hulle besig is, het hulle eintlik nie meer saamgestem nie. As jy sonde doen en jy sien niks fout daarmee nie, dan bid ek baie hard vir jou. As jy op jou vrou verneek, of jy doen iets en dit jy's okay daarmee, jy justify dit en ek weet nie. Maar as daar 'n stuk repentance in jou hart kom en sê, ek is besig met iets wat ek nie moet doen nie, ek moet uit met hierdie. En jy kom in die lig in, dan gryp die Here jou. En sê, nou gaan ek jou gesond maak. Hoeveel keer, dan kom mense hier na die dienste, dan kom confess hulle goed,
wat niemand hulle gevra het om dit te doen nie. Uit hulle self, uit weet hulle kan nie meer sit met hierdie ding wat hulle mee sukkel nie. Paar jaar terug, dit was so beautiful, was nog by Fusion gewees, en 'n jong klein seentjie, so hoog, net knoppe, pote, elmboë en ore. Sy stem, maar praai, so. Sy stem breek nog. Ek praat met mense en hy trek my in my rug, op my hemp so agter. En ek draai om, kyk oor sy kop en hier staan hy so hier vir my. Hy sê, hi oom Peer. Hy sê, hallo seun. Jy kan my maar net Peer noem. Ja, ek sukkel met bietjie met pornografie. Ek voel net ek wil dit graag net vir oom sê. Jy sê my hart breek vir die seentjie. My hart breek vir hom. Niemand het hom gevra om dit te doen nie. Niemand het 'n geweer teen sy kop gedruk en sê, as jy nie vanaand hiermee uitkom nie, is dit tickets met jou nie. Hy was so lief vir Jesus, hy het in 'n oomblik Jesus gekies bo pornografie. En sê, ek moet met iemand hieroor praat, want ek wil ophou. En weet jy hoe baie courage het dit van daai jong laaitjie gevat, om na my toe te kom en dit vir my te sê. Ek pik 'n traan, ek val hy sien, en ek hou hom styf vas. En ek bid vir hom. En al wat ek wil sien gebeur is dit, hy gaan hierdie ding baas sê, hy gaan hierdie pornografie op sy plek sit. Dan wil ek sien hoe hy terugkom en sê, Peer, ek kyk het nie meer nie. Al dan. Die feit dat die verlore seun daar tussen die varke gesit het en besef het, this is not who I am. So mooi. Ons weet natuurlik in sy eie siening oor homself, is daar baie guilt en baie condemnation oor hom gewees en nie gedink hy is weer waardig om terug te gaan na sy pa toe nie. Maar ek glo hoe Jesus hierdie storie vertel om te sê die pa het op die horison gesien hoe sy seun terugkom. Want daar was hierdie verwagting, hierdie opgewondenheid, kon nie wag vir sy verlore seun om terug te kom nie. En natuurlik, toe die seun voor hom kom en vir sy pa kniel, het die pa niks gehad, behalwe compassion, en omgee nie. En hy sien sy seun praat van slaaf, ek wil net 'n slaaf wees, hy sê nee, jy is nog steeds 'n seun, en hy gee vir hom die kleed, hy trek hom onder daai kleed, en sê, hey, hier die kleed, herinner jou nie, jy is nog steeds my seun. En hy bekleed sy kind weer met dignity. Laat hom weer bietjie net trots voel oor homself, want hy kom van die varke af. Kom, want die Here restore dadelik jou dignity. Hy sit 'n ring aan sy vinger. Sê hierdie ring beteken daar's 'n verbond tussen my en jou, daar's 'n covenant. Daar's 2 plekke waar jy 'n verbond stig. Die eerste is met Jesus, die tweede is met jou man of jou vrou. 'n Verbond is nie 'n kontrak nie. 'n Kontrak kan gebreek word, as jy nie jou kant bring nie, dan breek jy kontrak, dan is hierdie ding, stop hierdie ding, dan stop die deal. 'n Verbond sê, ek gee hierdie ten spyte van, ongeag wat jy tafel te bring, hierdie is wat ek bring. Dis 'n verbond, en 'n verbond kan nie gebreek word nie, en die pa sit hierdie ring aan sy seun se vinger en hy sê, ons is nog steeds een. Ek is in jou en jy is in my. Hy trek vir hom skoene aan. Want 'n slaaf loop kaalvoet rond, maar seun loop met skoene rond. So kom jy sien 'n slaaf en jy is vir jou skoene. Die beautiful ding van God is hy kyk altyd na die kondisie van die hart. Mense is so vinnig om te oordeel volgens die uiterlike. 1 Samuel 16 vers 7 sê dit. Hoor hoe mooi is hierdie. The Lord doesn't see things the way we see them. People judge
by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Julle Fariseërs, julle kerk in Korintiërs, julle wat oordeel volgens die uiterlike, stop het. Waar is jou compassion? Waar is jou liefde vir jou medemens? Inteendeel, hulle val die vrou wat ek nou van gepraat, hulle val die vrou, hulle sleep haar nader, en hulle wil haar stenig met klippe, maar nog steeds kyk God na haar met compassion, en hy sien net sy dogter wat sikkend is. En hy beskerm haar daar. En dis daai liefde wat jy ontvang van God af, in daai oomblik wanneer jy weet jy's skuldig. Wanneer jy weet jy het verkeerd gedoen, maar nog steeds hou hy jou vas, en dis daai gevoel van wanneer hy jou vashou, wat jy dink, ek wil nooit ooit weer in my lewe iets anders te voel as hierdie nie. Hierdie is die lekkerste gevoel vir haar, ek wil dit nooit verloor nie. En nou gaan ek, en ek gaan sondig nie meer omdat ek nie mag nie, ek gaan sondig nie meer nie omdat ek nie wil nie. Want die rede hoekom die verlore seun teruggegaan het na sy pa toe, was nie omdat hy bang was vir die 6 van die beestes nie. Hy het onthou hoe lekker dit was in sy pa se teenwoordigheid. Die goedheid van God trek jou terug na hom toe. Wanneer jy dink aan hom en jy meditate op sy compassion teenoor jou, dan wil jy graag na hom toe gaan. As jy sukkel met sonde, as jy addiction het, as daar iets is wat jou onderkry, en jy weet hoe God oor jou voel, gaan jy definitief nie weghardloop nie, jy gaan na hom toe hardloop. Want jy weet by hom vind jy comfort. So, die Vader, die Pa, het die vermoë, God het die vermoë om te kan sien verby die fisiese. Dis soos wanneer jy 'n rowwe diamant sien, en jy sien verby die grond en die staf, en jy sien die potensiaal binne die diamant, en jy begin om te chisel. Jy sien die beste. Band, julle kan my join. Dis hierdie ongelooflike storie, man. Dit is een van ons vorige leiers, hy was hier op in ons kerk gewees, is ongelukkig oorlede, en 'n awesome prokureur, incredible persoon. Hy kry 'n oproep eendag van die tronk in Nelstroom. Hulle noem hom nou die Modi, of hulle noem dit nou Modi Mole. Ja, sê ek dit reg, Modi Mole. En hy kry oproep van 'n ou wat in die tronk sit daar, en die ou wil graag uitkom op parool. So hy wil nou obviously probeer sy vonnis verminder en so lank uitkom. Nou ry die prokureur na die tronk toe, daai kant. En hy gaan sit voor die man. En hy luister na sy storie. En die man sê vir hom wat hy gedoen het. Sy vrou en sy kind laat vermoor en verkrag. En hy kom agter, wag 'n bietjie, hierdie is die Modi Mole monster. It is huge. Hy het sy vrou laat verkrag. Die mense betaal om dit te doen. En jy soek parool. Nou, of die gees kan respond, of die vlees kan respond. Die prokureur sit daar aan hy sit daar aan die stoel, en hy hoor hoe praat die Here met hom. Hy sê vir hom, hy gaan nie uit die tronk uitkom nie, maar ek offer wel vir hom vergifnis deur my bloed.
En die Here challenge om verby, guys, hier is huge, om verby sy dade te kyk. Hier is 'n kans vir jou om die Here te aanvaar. Die prokureur sê vir hom, "Skus meneer, parool op hierdie vlak van 'n kriminele rekord gaan ongelukkig nie, 'n parool gaan ongelukkig nie moontlik wees nie. Maar wat ek wel vir jou wil offer is ewige vryheid deur die bloed van Jesus." En daai man sit aan die ander kant van die tralies of die venster en hy begin huil, hy begin te weep. En daai man sit in die tronk al vir 'n rukkie en praat met die Here en begin repent en sê, Here, as daar vir my 'n kans is en as U my hoor, stuur vir my 'n prokureur wat U ken. En nou stuur die Here sy seun tronk toe, sy gaan. En sy seun prokureur daag daar op by die tronk, vol compassion en liefde. En dan gee daai man sy hart vir die Here daar in die tronk voor hom. Daai man sit vandag nog in die tronk. Maar weet julle hoeveel mense is al bekeer binne in die tronk as gevolg van hom wat sy hart vir die Here gegee het? Come on. Ek weet nog niemand van julle het dit gedoen nie, anders was jy ook in die tronk. Sou jy nie gesit het nie. You've got no idea how deeply in love He is with you. No idea. Hy kyk na jou. Die Bybel sê in Hebreërs 8 en Jesaja 43 dat die Here onthou nie meer jou sonde nie. Hy kyk verby dit. Wow. Dieselfde compassion wat jy beleef, you gotta live it too. So ek wil jou vra dat jy saam met my sal staan vanaand en ek wil vir jou bid dat jy vanaand dit absolute vergifnis sal beleef van God af. Want ek is nie okay daarmee dat ons mense sit met goed wat hulle onderkry nie. En jy kan in die volgende oomblikke, en wanneer ons nou gaan worship, kan jy kan dit asemhaal en die Here se goedheid beleef. So Here, dankie dat U nie my sonde teen my hou nie. Dankie dat U so compassionate is teenoor my. Dankie dat ek vergewe is. Dankie dat ek in die teenwoordigheid kan wandel, al het ek my rug op U gedraai 'n paar keer al. Wow. Dis so lekker. Steek jou hande saam met my in die lig, net as 'n teken van surrender. Jesus, dankie vir U bloed wat ons totaal en al vergewe het. U bloed het ons gekoop as U seuns en U dogters. Dankie Jesus dat U die Vader se hart kom openbaar het aan ons. He's full of compassion towards us. Ek bid vir elke addiction om te breek in die naam van Jesus. Ek bid vir daai dinge wat ons pla diep in ons harte, Here, dat die greep van sonde gebreek sal word. En sonde sy greep op ons nou sal verloor in Jesus se naam.
Soos dat ons net by U sit, Here. En net in teenwoordigheid. Ons worship U, Jesus. U is so goed. Amen. Kom ons worship. Kom ons gee vir die Here 'n lekker hande klap. He deserves it. Amen.